Goeiemôre, middag of aand geliefdes en welkom by hierdie week se aanlyn diens. Ek noem julle vandag geliefdes in plaas van geloofsfamilie. Dis 'n gewoonte wat ek aangeleer het by een van my mede-teologie studente, wat almal geliefdes genoem het. En toe ek nagedink het daaroor, is dit eintlik baie betekenisvol. Ons is almal tog geliefdes deur ons ouers, ons metgeselle, ons vriende, ons familie. En ek glo ook ons is lief vir mekaar as 'n geloofsfamilie. Maar ons is ook gelief deur ons hemelse Vader. Ons bely tog dat ons glo in 'n liefdevolle God en die kernboodskap van die evangelie. Dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy enigste gebore seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Hoe beter om hierdie goeie boodskap saam te vat deur mekaar geliefdes te noem. Nou, Arno het gesê ek kon preek oor enigiets waaroor ek wou en Markus 10 vers 28 tot 31 en nog sterk voorgekom vir my. So kom ons lees die teks saam. Petrus het vir hom gesê, kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg. Jesus het geantwoord, amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, broers of susters, moeder, vader of kinders, of grond ter wille van vir my en ter wille van die evangelie agterlaat, en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond, en vervolgings daarmee saam, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, wat laaste is eerste. So geliefdes, wat gaan aan in die teks vandag? En met my verskoon met die keel, ek is nog 'n bietjie siek nadat ek teruggekom het van my sink af. En die teks waaroor ons handel vandag gebeur so net nadat 'n ryk man na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het, goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf? Daarna het Jesus vir hom die 10 gebooie opgenoem en die ryk man sê hy onderhou reeds die 10 gebooie. En Jesus sê toe vir hom om al sy besittings te verkoop en om hom te volg. Maar die ryk man het droewig weggestap, want hy baie besittings gehad wat hy moet verkoop. Daarna draai Jesus na sy disippels toe en praat met hulle. Praat van hoe moeilik dit is vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God te kom. Gebruik die bekende, amper sê idioom, dat dit makliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Dan daarmee sê die disippels dat dit moet dan onmoontlik wees om in God se koninkryk te kom. En Jesus sê dan by mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik. So dis in die lig van hierdie agtergrond met die ryk man en die soos 'n kameel deur die oog van 'n naald ding, dat Petrus dan kom na Jesus toe en vir hom vra, kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg, in vers 28. Nou dis nie 100% duidelik nie, maar dit wil so voorkom dat Petrus homself vergelyk met die ryk man. Asof hy sê, kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg soos u vir die ryk man beveel het. Wat 'n beloning kan ons verwag? Maar die vraag kan ook 'n bietjie onsekerheid van Petrus uitlig. God se koninkryk is veronderstel om hierdie wonderlike tyd te wees, waar ons in die volle teenwoordigheid van God is. Alles gaan net wonderlik en amazing wees, maar dit reflekteer nie die realiteit van die disippels nie, en ook nie die realiteit van vandag nie. Vir die disippels was hulle onder die Romeinse ryk, wat beheer uitgeoefen het, en nog 'n streng beheer oor die Jode gehad het, en ons vandag het maar ander probleme, dalk nou nie Romeinse ryk nie, maar daar's ander ryke in die wêreld. En Jesus stel vir Petrus gerus in vers 29 tot 30, maar herinner hom ook dat om 'n disipel te wees, is nie alles sunshine and roses nie, sunshine and rainbows nie, althans. Kom ons lees gou weer Jesus se woorde in vers 29 tot 30. Jesus het geantwoord, amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, broers of susters, moeder, vader of kinders, of grond ter wille van my, ter wille van die evangelie agterlaat, en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders, en grond, en volgens daarmee saam, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. 'n Algemene interpretasie van hierdie teks, veral in die lig met die ryk man wat net voor dit plaasvind, voel dit asof ons geroep word om alles te verkoop wat ons besit en in armoede te lewe om Jesus te volg.
Maar ek wil julle geruststel en sê dat dit is nie waaroor hierdie teks gaan nie. 'n Ander interpretasie wat ook baie popular is 'n soort prosperity gospel, dat gee alles wat jy besit weg, gee dit vir die kerk en jy sal 100 maal terug ontvang. Nou ek verseker julle, daar is die prosperity gospel wat in hierdie teks voorkom nie. Kom ons praat eers oor die eerste interpretasie, dat ons in armoede moet lewe. Petrus en Andreas was geroep in Markus 1 deur Jesus. Hulle was deel van die visserman disippels en hulle het al hulle visgoed gelos en Jesus gevolg. Maar tog in Markus 1 vers 29 lees ons dat Jesus en die disippels na Petrus en Andreas se huis gegaan het, waar onder andere Petrus se skoonma was wat siek was en Jesus het haar genees, maar daar het waarskynlik ook ander familielede van Petrus en Andreas in hierdie huis gewoon. En dit wil voorkom dat hierdie huis soof as 'n base of operations gewerk het vir die disippels terwyl hulle in Kapernaum was. En dan weer in Markus 3 vers 9 en Markus 4 vers 1 en 36 lees ons dat Jesus hulle 'n boot gebruik het. Nou hulle kon die boot gehuur het, maar die boot het heel waarskynlik behoort aan Petrus of een van die ander visserman disippels. Nou die disippels, die mense die visserman enes, het al werk verlaat om Jesus te volg, maar hulle het nie al hulle besittings gelos nie. Hulle het net die enes gehou wat hulle gehelp het om Jesus te dien. So ons word geroep, onder andere, om nie vas te klou aan die sekuriteit van familie nie, aan die sekuriteit wat ons besittings ons bring nie. Want om vas te klou aan hierdie goed, kan dikwels verhoed dat ons as disippels van Jesus kan lewe. Jy mag dalk sê, ek is deel van die middelklas, ek wil nie geassosieer word met die armes nie. Of jy sal dalk sê dat jy eerder oor 'n naweek met jou fancy kar wil rondry oor die skiereiland, eerder as om by mes te gaan help vir so 'n paar ure. Of jy mag nou vir jou sê, jy wil nie een van daai weird mense wees wat die hele tyd oor Jesus praat nie, want jy wil nie hê ander mense moet dink dat jy en jou hele familie weird is en dan wil niemand met julle te doen hê nie. As jou verhoudings en jou besittings in die pad kom van jou bediening aan Jesus Christus, dan moet jy dit agterlaat. En ek besef dit is 'n moeilike ding. Ek het net genoem ek was by Mzinga gewees waar ek nog steeds relatief siek is, maar ek was nie in besonder geroep om Mzinga toe te gaan nie. Om 100% eerlik te wees met julle, ek het net gegaan omdat ek 'n taak moes skryf. Ek moes 'n kruiskulturele taak ding gedoen het. Waar ek beskryf hoe ons kerk nou, Mobergsig kerk, betrokke is in kruiskulturele bediening. En ek gedink Mzinga is 'n goeie opportunity om navorsing te doen vir daardie taak. En dis die enigste motivering wat ek gehad het om te gaan. Ek sou veel eerder die vakansie, die 2 weke saam met my verloofde spandeer het, of net by die huis gebly het en Netflix gekyk het of games gespeel het, vir eens saam met Agne. Maar ek het nog steeds gegaan op die uitreik. En ek het dalk gegaan met die goeie intention om Jesus Christus evangelie te gaan versprei nie. Maar die Here het my tog met my gewerk daar. En ek het my tyd daar so geniet. Ek het so as jy my gevra die week voor die tyd, sou ek weer gesê het ek sien op vir Mzinga. Ek is eintlik uitgebrand van werk gewees. Dat ek het die kans gesien eintlik om uitreik te gaan doen nie. Maar die Here het so deur my gewerk en met my gewerk daar. En ek kon net sien hoe die Here deur die tieners wat saam met ons gegaan het, gewerk het. En dit het my so geestelik net gevul. Waarskynlik meer as wat ek so gevul gewees het as ek net by die huis gebly het, Netflix of games gespeel het die hele dag. Nou Jesus weet hoe moeilik dit kan wees vir ons om dinge agter te laat. Daarom in vers 30 beloof Jesus dat die dinge wat ons opoffer nie vir niks sal wees nie. Vers 30 kom ons lees en ek gou weer. En nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel sal ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en vervolgings daarmee saam. En in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Nou jy mag dalk wonder, ek is baie naby daaraan om 'n prosperity gospel te preek hierso, maar ek belowe dis nie waarheen ek gaan nie. Kom ons kyk na die dinge wat Jesus sê ons 100 maal terug gaan ontvang. Hy begin eerste met huise en dan 'n bietjie verder na my grond. As ons weer kyk na die konteks vir wie die Markus evangelie geskryf was, dit was vir die Christene in Rome veral. En rondom hierdie tyd was dit die tyd van vervolging gewees.
En die ding wat gebeur het tydens die vervolging, was dat die owerhede van die tyd so die huise en grond wat aan Christene behoort, wegvat van hulle. En Markus is in effek besig hierso om hierdie Christene te troos. Die Christene wat hulle huise en hulle gronde verloor het. En hy sê vir hulle sal 100 maal weer terug kry. Maar die vraag is hoe? Die tweede ding waarna Jesus verwys, is broers, susters, ma's en kinders, spesifiek familieverhoudinge. Nou tydens die vervolging weer eens in Rome, familie sou familielede uitskop wie Christene geword het, omdat die res van die familie nie geassosieer wil word met die rebelle teen die Romeinse Ryk nie. En weer hierso, Jesus troos daai mense wat uitgeskop is uit hulle families uit en sê vir hulle sal nuwe families ontvang, 100 maal familieverhoudinge vervang of ontvang. Maar die vraag is weer, hoe kan dit wees? Hoe kan ons 100 maal familieverhoudinge, huise en gronde ontvang? En die antwoord is deur ons geloofsgemeenskap. Ons het reeds 100 maal huise en gronde ontvang, want elke kerk rondom ons is deel van ons geloofsfamilie. Groenendaal, Bergsig, Moedergemeente, Sonstraal, selfs Josh Jane en Urban Edge. En alle kerke is deel van een geloofsfamilie onder Christus. Die Kiro skoolsaal waar ons elke weekie, 3 keer 'n maand, 4 keer 'n maand, 3 keer. Ja, 3 keer 'n maand. Ja, maar my wiskunde is nou sleg. 3 keer 'n maand by mekaar kom. Daai skoolsaal is ons geestelike huis en grond waar ons by mekaar kom. En eendag wanneer ons eie kerkgebou het en die gronde waarop daai kerkgebou sal wees, behoort aan ons. Die kerkgebou en gronde is daar vir ons om te kan gebruik. Ons as Christene. Ons sal 100 maal familielede ontvang deur ons geloof. Elkeen van ons is broers en susters, ma's en kinders van mekaar. Ek wil jy moet oplet, Jesus het Vader uitgelos in vers 30, omdat God ons hemelse Vader is. En ek hoop julle hoor wat ek sê hierso, want elkeen van ons is deel van 'n groter geloofsfamilie. Ons ervaar dit reeds by Groenendaal, tenminste ek hoop meeste van ons ervaar dit nog steeds. Maar dit is nie net Groenendaal nie. Dit is Bergsig ook, dit is Moedergemeente ook, dit is Josh Jane ook. Ons is almal deel van een groot geloofsfamilie met Jesus Christus as ons hoof. Ons hoef dus nie bang te wees om ons besittings te hou nie, want ons geloofsfamilie sal ons help van ons deur moeilike tye gaan. Tenminste ek glo ons sal mekaar help. Maar hierdie is nou waar ek 'n bietjie krities gaan word met ons. Voel jy werklik geliefd deur mekaar? Het ons almal wat deel is van Groenendaal werklik mekaar lief? Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is al betrokke by Groenendaal vandat ons begin het met in-persoon dienste. Wat was dit, 2021, 22? Ek met ouderdom blur die jare blijkbaar. Maar ek was by die eerste in-persoon diens. Ek nou omtrent by elke liewe diens sedert dan. En ek het baie lief geword vir hierdie geloofsfamilie. Baie lief geword vir julle. Julle het werklik vir my geestelike tuiste geword. En ons moet elke liewe een van ons wat deel is by Groenendaal ook lief hê. Nie net as 'n vriend nie, maar werklik as broer en suster. En dit is die moeilike ding, om mekaar werklik as broer en suster te kan sien. En hierdie bring my na my laaste gedeelte toe van my teks, vers 31, kom ons lees. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. Wat laaste is eerste. Wat bedoel Jesus hierso? Die samelewing het sosiale rangordes, waar sommiges hoër geag word as anders, die armes is heel onder, die rykes, die biljoenêrs en enkele triljoenêr heel bo. En binne die kerk self, sommiges is dalk meer populair as die anders in ons gemeente. Dalk by 'n werk, jou baas is bo en die skoonmaker is heel onder. Daar is sosiale rangordes in ons wêreld en Jesus gooi hierdie rangorders onderste bo. Wie ook al volgens die wêreldse terme laaste is, sal eerste wees in die einde. En mense soos die ryk man in Markus 10, wie dalk gesien word as die eerste in wêreldse terme, sal feitelik laaste wees. Nou daarmee saam herinner dat dit nie 'n boodskap is dat ons moet nou onsself arm maak en goed nie. Maar Jesus antwoord hierso vir Petrus.
Petrus in vers 28 wat gedink het hulle gaan een of ander fancy beloning ontvang, omdat hulle alles gelos het en Jesus gevolg het soos wat hy die ryk man beveel het. En soms is ons ook geneig om so te dink. Ja, ek is elke Sondagoggend by Graanendaal Kerk en ek help met stoele pak. Ek moet die coolste ou wees. Ek dink ek kan 'n break vat in hierdie tyd en iemand anders kan optel, want ek is nog 'n goeie Christen. Of selfs kan jy sê ek help dikwels by mes. Ander mense doen dit nie. Selfs ek kan sit en brag hierso en sê ek was op die Masinga uitreik gewees en ek het die Here se werk gaan doen. Ek deserve 'n break. En ek bly by die huis en sit en niks doen nie. Maar dis nie waaroor vers 31 gaan nie. Jesus herinner vir ons om nie arrogant te wees nie. Om 'n disipel van Jesus te wees, moet jy nederig wees. Jy moet ander hoër ag as jouself. En om ander lief te kan hê, om ander werklik as broers en susters te kan sien, kan jy nie arrogant wees nie. Om vir mekaar om te gee, kan ons nie vasklou aan ons besittings wat ons het nie. Om die evangelie te kan verkondig, kan ons nie vasklou aan ons verhoudinge nie, of vasklou aan ons gemaklike situasies nie. Om 'n disipel te wees moet ons opofferings maak, en ons kan hierdie opofferings maak, want ons het die sekerheid dat die opofferings weer aangevul gaan word deur ons geloofsfamilie, wie vir ons sorg. In Masinga, toe ek nou daar was, het ek so 'n besondere liefde ervaar tussen die tieners en tussen die kinders wie ons bedien het. Die gemeente in Kietsdrift en Greytown wat ons met oop arms ontvang het, is vir my 'n bevestiging van hierdie. As ek vasgeklou het aan my verhouding met my verloofde, of vasgeklou het aan my gemaklike situasie, dan sou ek nie die opoffering gemaak het om weg te gaan vir 2 weke nie. En dan sou ek nooit kon ervaar hoe ek geloofsfamilie het wat in 'n ander gedeelte van die land is nie. My liefde vir my medebergsig mense sou nie so versterk geword het as ek nie saamgegaan het nie. Met daai nood, geliefdes, kom ons bid. Here, dankie dat ons weer veilig by mekaar is, Here. Dankie dat ek weer veilig terug is in die Kaap, en ek bid dat hier ook saam met die Dorisfontein span sal wees, saam met Neil daar aan die ander kant. Here, ek bid u beskerming oor ons ook, wat elke dag werk te gaan of huis te kom. Ons weet nie wat die volgende dag vir ons inlê nie, Here. Here, dankie dat ons bevoorreg is om mense op uitreike te kan stuur, Here, om u werk te kan beleef in 'n ander gedeelte van die land, in 'n ander dorp, selfs ander provinsies. Here, sal u ons help om mekaar lief te kan hê. Sal u ons beskerm, en vir die van ons sukkel in die vervolgings in die wêreld, sal u hulle help. En alhoewel ons nie vervolg word hierso nie, is daar ander uitdagings vir ons hierso wat ons uitdaag om ons geloof uit te oefen, Here, en ek vra dat u Heilige Gees ons sal bemagtig en ondersteun. Here, mag ons weer veilig by mekaar wees volgende week, Here. Sal u regterhand ons dra en beskerm. Heilige Gees, sal jy ons help om u wil te laat geskied op die aarde soos dit is in die hemel. Here, mag ons u teenwoordigheid sien, maar mag ons ook u teenwoordigheid wees vir ander. Mag ons werklik mekaar as broers en susters in Christus lief kan hê, Here. Amen. Op daai noot, geloofsfamilie, baie dankie, en ek sien julle weer volgende week vir die Engelse diens.